Vandag praat ons spesifiek oor die rol van die kerk nie. Nie net die rol nie, die doel van die kerk en daar is so baie angles op die ding, soos wat tyd verander het en so voort. So ek wil sommer net oopmaak en André, ons is vandag so in jou kraal. Tradisioneel het die kerk 'n sekere rol gehad. Ek het groot geword in 'n sekere verwagting, daar's persepsies geskep rondom wat 'n ou as kind sien. Vandag is ons na 'n ander samelewing en kerke het vandag groot geword met klanktoerusting, is heeltemal amper 'n show geword. En so daar's baie om oor te gesels. Hoe sien jy die ding? Wat is jou pad wat jy met die kerk gestap het? Wel, dankie Dirk. Ek dink die eerste ding is om te sê, is soveel mense soos wat daar is, soveel opinies gaan daar wees oor hierdie ene. Dit is regtig 'n veld wat regtig so wyd is. En ek onthou so 15 jaar terug, toe ek die eerste keer by hierdie gemeente op my eie gegaan het ek saam met 'n AGS pastoor wat klomp kerke geplant het. Het ek gaan koffie drink en vir hom gesê, verduidelik vir my, hoe doen jy dit? En sy antwoord was, wel eerste, jy moet weer gedoop word, tipiese AGS teologie, en dis goed, en ek het respek vir dit. En toe hy klaar deur dit gewerk het, toe sê hy vir my, wel, dis eenvoudig, jy gaan ergens heen, waar jy behoefte agterkom, die Here wys vir jou behoefte. Hierso is mense wat iemand se kind het wat dwelms verslaaf is, en niemand is daar vir hulle nie. Of hierso is ouens met kinders in die hospitaal, of ouers in die hospitaal, of wat ook al dit is, en daar's niemand wat sorg nie, en jy gaan so intoe en sê, hierdie kan nie wees nie. Ons moet hierdie ding aanspreek. En dan begin jy 'n kerk. So die kerk word gebou om 'n behoefte wat nie bevredig word nie. Dit was wat ek 15 jaar terug geleer het by die ou. En ek dink daar's ongelooflike waarde aan dit. En selfs die manier wat jy begin het nou om te sê, wat is die doel van die kerk? Wat is die funksie wat dit verrig? Stel die bord op om te sê is dat die kerk moet 'n funksie hê. Hy moet iets doen. Maar dit verraai eintlik baie van ons manier van dink, eerder as wat dit die manier van kerk is wat dit iets sê. Hoekom ek sê dit so? 2000 jaar terug was die kerk nie iets gewees wat 'n funksie gehad het nie. Mense het Jesus begin volg, hulle het saamgekom in die grafkelders, hulle het liedjies gesing, hulle het hulle kos gedeel, hulle het vir mekaar vertel van die Here, en dit was kerk. Daar was nie, die kerk gaan nou dit doen nie. Dit was so half 'n afvalproduk gewees van mense wat die Here volg, van mense wat saamkom om die Here te dien, en mekaar te versterk, die Here se leiding te soek. En dit alles word kerk. Maar 380 jaar na Christus, met Constantijn kom die hele idee dat kerk as 'n entiteit dan moet begin funksioneer. So soos 'n ryk. So daai gebed van Jesus van laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde, kry jy die idee dat die hemelse ryk moet gereflekteer word in die aardse ryk. En die kerk is veronderstel om daai ryk te word. So, en dan kry jy die ding wat opkom met daai hele idee, en ek dink deur die eeue is daar verskillende maniere wat ons antwoord gegee het op wat is die kerk se funksie dan. Maar ek dink as ek vandag moet uitkom by 'n ander plek, is dit al hierdie funksies wat die kerk het, is eintlik maar net 'n voet in die deur, soos daai pastoor vir my ook geleer het. Op die einde van die dag is daai behoefte bevrediging model is net nie genoeg nie. Ons het meer as dit nodig. So ek sal graag vir 'n bietjie meer vertel oor hoe dit verander het deur die eeue, om uit te kom by hierdie punt, maar ja. Ja, nie net die eeue nie, het sluit aan by my volgende vraag. Verseker is daar 'n historiese geskiedenis wat die kerk geloop het, en dan ook kan ons meer spesifiek gesels oor jou ervaring van jong mens af. Jy het besluit net, ek het vergeet om in die inleiding te sê, André is die leraar by Derde Kruis gemeente, en hy het 'n verligte, filosofies verligte siening rondom die goed, wat ek altyd respekteer, en wat ek baie uitleer, en dis kom ek besluit het om hierdie topic te kies, om te hoor wat hy rondom die goed sê, want dis relevant in die tyd waarin ons leef. So deel met ons daai oor
nie net dekades nie, maar oor honderde jare hoe dit verander het en dan hoe dit in jou verwysingsraamwerk van groot word tot nou verander het. Net in die laaste 40 jaar hoe die samelewing vermoderniseer het, om nie van klanktoerusting, al hierdie goed wat die kerk so die aanbiddingservaring het 'n emosionele ding geword. So, kom ons gesels oor al daai goed. So, as jy teruggaan duisende jare, die vroeë kerk, selfs die geïnstitusionaliseerde kerk na Konstantyn, dan kry jy die idee dat jy kry 'n aardse koninkryke, of aardse koninkryk en 'n hemelse koninkryk. En as ons die goeie lewe wil oopsluit, het ons meer van die hemel nodig. En as ons nie oorweldig wil word deur die bose nie, het ons die hemelse nodig hier op aarde. So jy kry aan die begin, die eerste, ek wil sê 1200 jaar, kry jy so half die idee dat daar's hierdie wêrelde en op die grens tussen die wêrelde staan die kerk. Die kerk is die lyn tussen die hemelse en die aardse. Dis daar waar jy mekaar ontmoet op die sterkste. En die dominees in daai tyd was die ouens gewees wat hierdie bonatuurlike en die natuurlike by mekaar uitgebring het. En ek het al baie keer die storie vertel van as jy na iemand se huis toe gegaan het as 'n priester, het hulle nie vir jou respek gehad, hulle het vir jou vrees gehad. Respek het saam met die vrees gekom, want hulle was aards, en jy verteenwoordig iets van die hemel. En as jy die lig na die duisternis toe bring, jy weet nie wat gaan oorbly van daai duisternis. Jy gaan ook nie hierdie ontmoeting oorleef nie. Maar dis hoekom jy as priester na plekke toe gegaan het, juis om die duisternis weg te dryf. Een van die goeders wat ek baie geleer het as 'n jong dominee ook is mense het 'n baie emosionele koneksie aan nagmaal byvoorbeeld. Van dit is so spesiaal en ons sit gebruik saam en in daai tyd was dit iets totaal en anders te gewees. Dit was iets gewees wat soos blinde darmoperasie was. Jy het nie geweet of jy het gaan oorleef nie. Maar dit was beter as die alternatief, wat hel is. So jy het dit gebruik met groot versigtigheid. Jy was bang vir hierdie goed gewees, want dit is die bonatuurlike wat inbreek op die aardse. Maar dan is dat veral twee goeders wat gebeur. Die eerste is die handelinge, rituele, die gebruike, voorwerpe wat krag het in daai tyd. En 'n ander komponent wat die buitekant teenbalanseer is 'n ou soos Augustinus wat begin gaan en sê is, lees gaan nie oor wat buite toe gaan nie, maar wat binne toe gaan. En daar ontwikkel hierdie konsep van die geloof, die verhouding met die Here is nie net een wat gaan oor wat jy doen nie, maar oor wat jy dink en jou gesindheid en jou binneste lewe. En dit was 'n hele ontwikkeling gewees. Ek bedoel, as jy die Bybelse mense lees daarso wat hulle gedoen het, ou Petrus en Paulus en al hierdie ouens. Ons praat van, was hierdie wedergebore Christene, was daar 'n koneksie met die Here gewees, het hulle harte vir die Here gegee. Daai was nie eers 'n kwessie gewees daai tyd nie. Dis nie hoe hulle gedink het nie. Dit het gegaan oor, wel, die Here is die koning, is jy gehoorsaam? Of wat jy kort baie? Daar was niks diepte verder as dit eintlik gewees nie. Is jy dit met oorgawe gedoen, die koning erken, of jy het nie? So, dit was hoe bekering gelyk het in die Bybel amper. Is baie eenvoudiger. Maar toe hierdie ontwikkeling van hierdie innerlike stryd en die uiterlike magte en al hierdie goeders, kom op 'n stadium by mekaar in die 16de eeu met die reformatie, waar iets anders te begin. En ons het al baie daaroor gepraat. Vroeër was die kerk die lyn gewees tussen die hemelse en die aardse, maar die moeilikheid was gewees, sekere mense sou altyd 'n beter verhouding met die Here gehad het as ander, want hulle was priesters en ons was nie. So toe kom die hele idee van, daar's 'n reformatie nodig, daar's 'n meer gelyke veld nodig vir die kerk om te verkondig, dat almal kan 'n verhouding met die Here hê. En toe begin dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar hoe jy dit doen. En toe verander die rol van die kerk en die rol van die dominees, die priesters, dat in plaas daarvan dat jy nou hierdie lyn word, hierdie amper towenaar was tussen die bose en die heilige en die aardse, word jy die onderwyser. Nou is jy die ou wat vir mense moet leer hoe om die Bybel te lees en te verstaan en te hoor en wat moet hulle doen en nie doen nie. Jy word die toeruster, die een wat hulle toerus met woorde en wysheid.
En vir 'n klomp jare was dit dan die rol gewees van die kerk, was juis om die kennis te verkondig, om die feite te deel. Maar dan in die 19de eeu begin dit ook verander, want daar's ons 'n meer, die moeilikheid met inligting is dit kan maklik objektief raak. En dan ontstaan die behoefte vir 'n persoonlike God weer, mense kom agter, okay, ek weet nou van die Here, maar ek ken nie meer die Here nie. En dan ontwikkel die kerk word dan die plek waar jy God as vriend ontdek. En die dominee se rol verander, dat jy is 'n vriend vir hulle, jy is die ene wat hulle motiveer om te sê, kom, hê hierdie persoonlike verhouding, gee jou hart vir die Here, stap die pad saam met God. Kyk aan die blink kant, daar's altyd saam die slegtes al goeie goeders ook. Jy word hierdie motiveringsspreker vriend vir hulle. En dit was die rol gewees in die 1800s, in die 19de eeu. En in die 20ste eeu ontwikkel dit verder. Want dit is nou goed dat die Here is vriendelik en die kerk is vriendelik en ons is almal vriendelik, maar ons almal het issues. En dan kry jy daar so 'n ontwikkeling waar dit 'n sielkunde ding word. Van te sê, okay, goed, ons weet God is nou persoonlik en hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê, maar kom ons gaan kyk sielkundig wat keer jou om hierdie verhouding met God te hê. En dan word daar 'n hele klomp jare word dit die beweging wat sê sielkundig wat keer jou om 'n goeie verhouding met God te hê. Wat is jou bagasie? En jy kan dit by die kruis kom neersit. En ironies genoeg, na dit floreer die wêreld nog steeds nie soos dit moet nie. En dan kry jy die opkoms van die entrepreneur dominee. En dis daai wat jy gesê het van ligte en klank en al hierdie goeders. Jy moet die mark raak sien, die behoefte identifiseer en jy moet die dienslewering gee op die plek waar dit nodig is. Dus jy moet jou plekkie sien wat almal miskyk en jy moet kapitaliseer op dit. Dit is jou doel, om ander mense te help, om hulle doel te besef. En dit het gehardloop vir 'n hele paar jare en dan kry ek opkoms van 'n klomp goeders. Gemeentebou is 'n groot ding gewees wat hulle gesê het is, daar's 'n ou wat se boek geskryf het daaroor van 12 Keys to Effective Church wat gepraat het oor die 12 keys gaan eintlik 6 is relasioneel en 6 is funksioneel. So kyk mooi, as jy hierdie entrepreneur dominee is wat jou kerk wil bou, besef net, as jy 'n swak klankstelsel het, gaan mense wegbly. Maar as jy 'n uitstekende klankstelsel het, dan gaan dit nie beter wees as 'n okay klankstelsel nie. So jy moet belê in die regte goeders, want dis soos 'n parkeerarea, as daar te min parkeerplekke is, het jy 'n probleem. Maar as jy ewe skielik 'n parkeerarea bou wat 1 miljoen karre kan vat, gaan dit nie noodwendig 1 miljoen karre vat dan ewe skielik nie. Jy moet eerder belê in die goeders wat die kerk gaan laat groei. Want dit word dan die sukses van 'n suksesvolle, die maatstaf van 'n suksesvolle entrepreneur is getalle, geld, aksies, programme. En vandag kyk, ek het deur al hierdie goeders gegaan. Die hele ding van ons moet mense se vriend wees, ons moet mense se sielkundige wees, ons moet entrepreneurs wees wat innoverend en kreatief wees. Ek is deur al hierdie goeders. Maar op 'n stadium het ek net agtergekom, dis nie genoeg nie. En ek dink dis dalk die ironie van die saak, is solank as wat die kerk besig is om die towenaar te wees, om die onderwyser te wees, om die sielkundige of die vriend of die entrepreneur te wees. En ons dink dit maak die gaatjie vol wat daar is, mis ons die punt. Want wat mense regtig nodig het, is God. Hulle het meer nodig as wat mense kan gee. Ons kan nie daai behoeftebevrediging besigheid, as die kerk in die behoeftebevrediging besigheid gaan, al is dit met die beste intensies, skiet die kerk net tekort. Want wat mense nodig het, is meer as wat mense kan gee. En ek dink dis waar ek uitgekom het op die ouend, is al die klank en musiek en emosie en al hierdie goeders, maak nie saak wat 'n boksie jy wil tik nie. Daar gaan altyd iemand beter wees, en dan gaan altyd iemand beter wees as daai iemand ook. En die ironie is, maak nie saak hoe goed jy is nie,
Dis nooit goed genoeg nie. Want wat jy nodig het, is nie beter nie. Wat jy nodig het, is God. So dit bring my dalk terug na die aanvanklike rol van die kerk toe. Die kerk het nie 'n funksie gehad nie. Die kerk was 'n per ongelukke byproduk gewees van mense wat God ontdek het en gevier het. En ek dink as ons ergens hier moet gaan, moet ons terugkom by dit. Maar dit sit 'n klomp vrae op. Okay, maar hoekom het ons dan nog dominees nodig? Hoekom het ons geld nodig? Hoekom het ons geboue nodig? Hoekom het ons projekte en aksies nodig? En al daai goeders, ek wil niks van dit van die tafel afgooi nie. Ek wil net sê, al daai goeders wat ons kan opnoem, is nie 'n plaasvervanger vir God nie. So ons kan nog steeds al daai goed doen, maar dit moet so half met 'n rooi gesig wees om te sê, hier is nie genoeg nie. Wat ons eintlik nodig het is God. So ek dink, as ek iets moet sê, is dit, dat alles wat 'n kerk doen, moet 'n kruis en 'n opstanding in hê. 'n Kruis in terme van dat jy moet belydenis sê dat dit wat ons doen, is totaal en al onvoldoende om jou enigstens te help. Of dit nou is om jou terapeut, jou sielkundige te wees, gaan jy na 'n sielkundige toe, hulle gaan dit beter kan doen. Of vir jou vriend te wees, kry jy ander vriende, hulle gaan dit beter kan doen. Om entrepreneur te wees, motiveerder te wees, wat ook al dit is, daar's ouens wat dit beter gaan doen as ons. Ons gaan dit nie so goed doen nie. Die realiteit is, want ons is mense. Ons is stikkend. En in ons sterf, daag die Here op en hy doen ongelooflike goeders met ons stupid musiek en ons stupid beligting en ons stupid klank en al hierdie goeders, en hy breek iets oop en hy genees mense en hy bind hulle saam in vriendskappe en hy doen al hierdie goed, maar hy doen dit, nie ons nie. Ek hou van jou antwoord, en dit wat jy vir my baie raak sê, wat waarde dra, is op die einde van die dag gaan dit oor God. Want ek het 'n behoefte, ek soos in die mens, verteenwoordigheid van die mens, het 'n diep behoefte om 'n verhouding met God te hê. En jy het verwys na die antieke kerk, of in die ou kerk van die apostels. Kerk was die naam van 'n byeenkoms, dit was nie 'n gebou nie. Nou praat ons van die kerk as 'n gebou. Enige samekoms waar mense passievol die Here gedeel het met ander, dit was kerk. En as jy gaan kyk in die skrif, die verse wat ek raak gelees het, sê, jy weet, as jy tot bekering kom, is dit wonderlik, maar vind 'n plek waar jy aanbid, waar jy die gemeenskap van die heiliges, met ander woorde, mense wat ook tot bekering gekom het, wat die Here saam aanbid, met dieselfde verwysing terug na die tyd van die apostels, as wat hulle gedoen het. En as dit is wat kerk is, dan is daai definisie en daai rol duidelik. Dit gaan nie oor die show nie, dit gaan nie oor die toerusting nie, want dit sal altyd tekortskiet. Jou oë moet op Christus wees, wat die verlossingsboodskap is, en God die Vader, wat alles in sy hand hou. En om mense by die Here uit te bring, is ons grootste opdrag. Maak disippels van alle nasies. En dit definieer waar die kerk inpas. So jy het daai vir my baie raak gesê. Jy het een interessante ding genoem, en dis vrees. En ek weet nie hoe akkuraat baie van hierdie antieke Engelse flieks is wat 'n mens kyk nie. Waar ons het in ons episode oor die staat, jou verhouding met die staat gepraat, waar in die antieke tye die kerk die staat was, en die kerk was die staat, en die staat was een met die kerk, waar die kerk amper 'n ewel was, amper 'n donker mag was, wat die staat mag gegee het in die naam van die kerk, om mense uit te wis, hulle koppe af te kap, jy weet. Sulke goed. Ek wil net nog 'n ding sê, jy het nou gesê gemeenskap van die heiliges. Ek love it. Want gaan na enige kerk toe, enige kerk, goed of sleg kerk nou, en kyk uit of jy gemeenskap van die heiliges sien. Jy sien die versameling van sondaars,
En ek dink dis die verleentheid en die verligting wat by mekaar kom. Is die oomblik as ek en jy saam is ons gemeenskap van die heiliges, as die Here werk. En as die Here nie werk nie, is ons die versameling van sondaars. Dis ons verleentheid, maak nie saak wat ek en jy doen nie, maak nie saak wat se video's ons maak nie, maak nie saak hoe goed ons getuig of wat ook al nie. Dis sondaars, tot die Here opdaag, en dan verander hy ons in die gemeenskap, nie van die goed genoeg is nie, maar van die heiliges. Ewe skielik, dan slaat hy reguit hou met ons sondigheid, en ons tekorte en ons alles. En ek dink dis die ding, die oomblik as kerk begin goed raak, het jy 'n probleem. Want dan, ek het 'n oulike boek gelees wat hulle praat van, die moeilikheid is, die oomblik as kerk begin dinamies goed effektief, en nou, daarmee sê ek nie 'n kerk moet nie dinamies goed en effektief wees nie, ek dink dit gaan oor hoe jy jouself begin sien. Die oomblik as jy jouself nie sien as die versameling sondaars nie, wat tot niks in staat is nie, maar jy sien jouself as iets wat die heiligheid kan bring, dan word God 'n produk wat jy push. Met ander woorde, jy's 'n maatskappy en die produk wat jy lewer is 'n verhouding met die Here. Asof God iets is wat ons kan besit. Of wat anders is, in die boek praat, so hy sê, dan word God die iPhone en die kerk word Apple. En Apple sal, as die iPhone nie meer verkoop nie, dan sal hy iets anders te verkoop. Dan sal dit net 'n nuwe produk wees. Of hy sal die iPhone die hele tyd moet nuut maak of nuwe features uitlig, sodat die iPhone relevant is. Maar Apple sit daar so nie geld tel, en Apple is die ou wat die innovasie en die goeders bring, waar die realiteit is eintlik andersom. God is die Apple, en ons is die iPhone. En as hy ons nie kan gebruik nie, dan gaan hy 'n iPad gebruik, of iMac, of wat ook al. Nou, die punt is, hy is die maatskappy, en ons is die produk. Waar baie keer as die kerk begin dink aan onsself as goed, dan word God die produk. En daar's net een manier wat jy van God 'n produk kan maak, is jy moet hom klein maak, of 'n idol maak, jy moet 'n afgod maak vir hom. So ons maak partykeer van God, dink ek, dis die gevaar. Kerk maak van God 'n afgod, want hy word klein. En in die naam van ons afgod, doen ons dan allerhande dinge, om onsself te laat goed lyk. En ek dink, dit is so kontroversieel om dit so te sê, ne? Maar die realiteit is, ons is tot niks goeds in staat nie. Niks nie. Ons is die versameling van sondaars, wat wanneer die Here opdaag, die gemeenskap van die heiliges word. Maar dit is hy wat ons enigstens bestaansreg gee. In daai grafkelders kom ons saam, en ons is bang, en ons is bekommerd, en ons ken maar gedeeltelik, en ons het stories gehoor van Jesus, en ons weet nie wat is waar nie, en ons getuig met mekaar, en dan daag die Heilige Gees op, en iets amazings gebeur. Maar as die Heilige Gees nie opdaag nie, dit is maar net ons wat ons halwe stories deel, en ons is 'n verleentheid vir die wêreld en vir onsself. So, jy het aan 'n belangrike beginsel geraak, en dit is dat ons al twee is. Ons is sondaars en ons is gemeenskap van die heiliges. En die gemeenskap van die heiliges verwys geensins na 'n verhewe status nie. Dit verwys na ons geredde status. Dat ons gered is, dat ons wedergebore is, en nie 'n verhouding, 'n daaglikse, amper 'n sekondelikse verhouding met Christus en met die Vader het. En is belangrik om te besef dat ons al twee is, en dat kerk, die ander groot aspek waarin jy geraak het, is hoe gekommersialiseer dit geword het. Die oomblik wat jy begin praat van 'n produk en 'n diens, en hoe die goed bemarkbaar is of nie bemarkbaar is nie, en dan dink ek, onderstreep dit ook die groot stryk van die moderne samelewing, en dis dat kerk het 'n ervaring geword, het 'n produk geword. En dis die gevaar wanneer dit nie meer oor God gaan nie. Dit word 'n emosionele ervaring. Ek het as jong mens, ek
was en is vreeslik lief vir musiek en klank en enigiets audiovisueel het my gestimuleer. En Rema was een van die groot megakerke in die vroeë jare, jy weet, 'n hele paar dekades terug. En ek was deel van die orkes in die kerk waar ek aanbid het, en ons het besluit, kom ons gaan kyk hoe doen hulle die klank en daai goed. En dis absoluut en daarmee sê ek nie die Here werk nie ook deur die groot kerke nie, maar jy het duidelik 'n boodskap gekry van 'n produk, 'n standaard van die aanbieding. En dis maklik om God en die kern van wedergebore, ons moet God hier kom vind. As ons hom nie hier vind nie, maak dit nie saak wat die produk is nie. Dit gaan oor my siel. Ja, en die ironie is, daar's geen kerk wat kan waarborg dat jy God daar gaan ontmoet nie. Want ons besit hom nie. Hy's nie iets wat ons eers vir mense kan gee nie. 'n goeie teks is dalk Lukas 10 waar Jesus die disippels se 2 uitstuur na al die plekke toe om vir die mense te gaan vertel. Maar dan sê hy stuur hulle 2 uit na al die plekke toe waar hy van plan was om heen te gaan. Met ander woorde, hy gaan en hy stuur hulle dan. Met ander woorde, dis nie dat hulle ewe skielik die draers eers word nie. Hulle is eintlik so of die herkenners van God wat klaar daartoe gaan. So met ander woorde, God is nie 'n besitting, geen kerk kan eers vir mense in 'n verhouding met God bring nie. Want hy is nie 'n besitting nie. So my persoonlike groei het gegaan ene van wees alles vir almal, doen daai hele entrepreneur en sielkundige en vriend en al daai goeders, probeer dit doen. Na 'n plek toe waar ek besef het, maar God is alles en ons is niks. En dit was vir my 'n probleem geweest, want as die kerk dan nou niks is nie en God alles is, hoekom het nog enigiets doen dan? Hoekom? En die beste manier wat ek dalk kan sê waar ek nou is om te dink in terme van my huwelik. Ek is nie saam met Celeste omdat ek iets by haar kry nie. Dis nie hoekom ek na haar toe gaan nie. Ek het nie tyd in die aande saam met haar, probeer tyd saam met haar hê, want dit tik iets, daar's nie iets funksioneels daaraan nie. Daar's nie 'n produk wat sy vir my lewer nie. Daar's nie 'n diens wat, dis nie dit nie. Selfs koneksie, al hierdie goeders. En partykeer sal ek ons saam met haar en ons sal beklei oor die kinders en die wat ook al, of die lewe en die finansies en die goeders, en dit sal nie 'n great experience wees nie. En die volgende dag dalk ook nie. Maar so nou en dan kom ek agter, maar selfs in die slegte is daar die goeie. Selfs al voorsien sy in geen van my behoeftes nie, sy is nie in die dienslewering besigheid en ek voorsien niks van haar behoefte nie. In daai saamwees is daar tog iets amazings wat gebeur wat ek nie altyd in woorde kan sit nie. Die koneksie. En ek dink dis wat ek nou by die kerk glo, is as 'n mens kerk toe kom om iets te kry, gaan jy waarskynlik 'n beter produk kan kry op 'n ander plek. As jy saam met jou vrou is vir 'n goeie massage, of vir iemand wat na jou probleme luister, jy gaan waarskynlik iemand kan betaal wat vir jou beter massage kan gee, of beter na jou probleme gaan luister. Jy kan dit beter kry daar buite. Maar saam met die goed en die sleg en die stoei en die wees, is daar tog iets wat gebeur tussen jou en jou vrou. En ek dink dis hoekom ek vir mense sê, moenie wegbly van kerk af nie. Moenie jouself los van dit sien nie. Want in dit alles is God besig om op te daag en iets te maak gebeur. Groot waarheid. Ek ervaar dit presies soos jy dit sê. Jy raak aan 'n ding en dit gaan oor die verwagting van die persoon wat kerk toe kom, die kerkganger. Ek wil dit nie lidmaat noem nie, want dit het 'n spesifieke denominasie koneksie. Dit gaan oor die persoon wat kerk toe gaan.
In vorige generasies of in dekades gelede was die kerk, of hoe ek het ervaar het, was 'n tickbox exercise. Ek moet Sondag kerk toe gaan, dis ons kultuur. Of jy wedergebore raak of nie, dit was amper nooit eers nie amper nie, dit was nooit regtig die punt van discussion gewees nie, ons moet kerk toe gaan, en dit was so stywe, rigiede atmosfeer, jy weet, stil sit, moenie geluide maak nie. Vandag is kerk baie meer informeel, en die verwagting waarmee 'n geredde mens kerk toe gaan, maak nie saak wat die mense om my aan het as klere, en maak nie saak hoe jou klankstelsel lyk, soos wat jy sê nie. Ek kom om my excitement wat ek in die Here het, met mense te deel, en die prediker leer vir ons iets uit die woord uit. Jy weet, dis 'n verwagting van nie godsdiens nie. Godsdiens kan 'n afgod raak. Dit gaan oor die begeerte om iets van die Here net te kom deel met mense wat soos ek voel. Ek dink 'n goeie beeld, kyk, om weg te kom van die tradisionele tikkie-boksies, dis wat ons doen, ons gaan Sondag kerk toe, ons lees Bybel, ons bid, ons gee geld, om weg te kom van dit af, is 'n beter beeld wat ek ervaar, is dalk om te praat oor iets wat ou dalk by die moslems kan kry. Nou, hulle gaan ons op die pelgrimstogte. Kyk, die Jodendom het dit ook, die Christendom het ook pelgrimstogte, maar in ons tradisie praat ons nie baie van ons pilgrimage op ons gegaan het nie. Hulle doen. Maar wat as jou Sondag kerk toe gaan 'n pelgrimstog is? Waar jy weggaan uit jou bekende lewe van elke dag en 'n reis onderneem na 'n ander plek toe, waar hulle 'n ander taal praat en anders te dink, nie vir 'n vakansie nie, maar vir 'n ontmoeting. En ek dink dis die ding, is nou kom 'n ou kerk toe met die verwagting dat hier 'n ontmoeting gaan wees. Dis soos om in jou kar te klim, lughawe toe te gaan, op 'n vliegtuig te klim en Israel toe te vlieg. Dis eintlik wat jy doen as jy op 'n Sondagoggend in jou kar klim en na kerk toe gaan. Is dat jy gaan na 'n ander wêreld toe, 'n wêreld wat nie so toe en geslote oorsaak en gevolg is, soos wat alles by die werk is nie. Dis veronderstel, dink ek, hoe dit moet wees. En ek dink as ons daai ingesteldheid kan begin kry, dan kan ons as mede-pelgrims vir mekaar sê, as hy Dirk, het jy gesien wat daar in jou lewe gebeur het? Het jy gesien wat die Here daar gedoen het? Jy dink is normaal, ek sê vir jou, dis alles behalwe normaal wat daar gebeur het met jou. En ons kan vir mekaar getuies word van hoe die Here ons as pelgrims ontmoet op hierdie reis. En dis hoekom hy dit doen, om juis uit te breek uit die 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag, hardloop, jaag, internet, selfone, verwagtinge en bekommernisse. Dis kerk is 'n pelgrimsreis. En die lekker ding is, dit het so wegbeweeg van instituut af, of is veronderstel om so weg te beweeg, dat ek en jy kan vir mekaar kerk wees, want wat 2 of meer saam met die Here is, daar's kerk. So daai het uitbeweeg, pelgrimstogte gebeur elke dag van die week, en op Sondag. So ek dink daar's mooi goeders wat hierdie tyd vir ons oopgesluit het ook. Ek is bly jy sê, nie net op Sondag nie, maar elke dag van die week. Want pelgrimstog is vir my 'n meer paslike term om te gebruik. Kerk is net die plek waar dit gebeur. Maar dis nie beskrywend van die gebeurtenis nie. Die gebeurtenis is die diep deel en die diep deel van ons pad saam met die Here. Miskien is dit iets wat ons by die kerk ook moet begin inbring. Dat ons moet ophou praat van lidmate of gelowiges of besoekers of wat ook al. En sommer net begin praat van pelgrims. Ek bedoel, dit sal lekker weird en vreemd wees. Maar dalk ruk dit om te besef jy is. Laat jou 'n bietjie dink, wat's die ding? Ja. Laaste vraag, André, in afsluiting. Hoe word
predikante opgelei? As ons kyk na die moderne mens en sy verwagting, wat dink jy die kerk se doel is in die moderne kerkganger se lewe en lyn dit op met hoe predikante opgelei word, of is daar nog hierdie mate van jy moet op 'n preekstoel staan, daar so 'n halfe afstand tussen ek en die dominee? Hoe lyn die goed op? Kyk die afstand, preekstoel staan, al daai goeters, dit is alles funksioneel gewees. Ek bedoel, 2000 jaar terug was jy die grens tussen die bonatuurlike en die wêreldse. Jy wil nie naby aan so ou gekom het nie, nou word jy dood neergeslaan met weerlig. So daarom daai afstand was nodig, nie om die priester te beskerm nie, maar die gelowige. Selfs die ding dat jy met togas opgedaag het, was gewees om te sê, ek het die geleerdheid om jou te leer. So daai afstand, ek en jy is nie dieselfde nie, was funksioneel gewees in elke vorm. Die vriending, die populariteit, die entrepreneurskap, al hierdie goeders, die sielkundige komponente, al hierdie rolle wat ons al oor gepraat het, al hierdie goeders was funksioneel gewees. So, nou dat daar minder afstand is, dink ek, dit bring tog die eerste vraag is, wat is 'n ou funksioneel opgelei? Maar dit trap weer in die strik om te sê, okay, dan sal 'n funksierol hierso. Waar die eintlike ding is eintlik God wat dit doen. Hy bemagtig die wat hy kies en roep, en hy kies ons almal. So ek dink daar's 'n wegbeweeg van dit af. Verskillende kerke het verskillende fokusse. As jy in 'n katolieke kerk instap, is die groot fokus op die rituele en die tradisies. So dat beteken dit, jy moet geleer word hoe om daai tradisies in stand te hou. As jy in 'n charismatiese kerk ingaan, dan is daar teologiese opleiding wat meer fokus op die werk van die Gees, want jy moet die getuienis kan interpreteer. Waar as jy op meer reformatoriese kerke gaan, is dit meer skrif gefokus, want jy moet weer 'n keer onderrig kan gee oor die woord. Al hierdie goeders is belangrik. Ek dink in 'n dag-tot-dag situasie kry jy te doen met elkeen van daai goeders, uitdagings. Maar ek dink die belangrikste ding wat deesdae die moeilikste ding is, wat jy eintlik sukkel mense in kan oplei, is geloofsonderskeiding. Met ander woorde, om God te hoor. En ek dink dis die ongelooflike uitdaging vir predikante, vir dominees, vir pastore in ons tyd, is dat ek dink die ding wat die meeste nodig is geloofsonderskeiding. En dis ongelukkige ding wat God nodig het. Jy kan dit nie sonder God doen nie. Maar dit maak ook die deur oop, want as 'n mens dit reg doen, dink ek, kom jy agter dat ek self kan nie God alleen hoor nie. Ek het almal nodig om saam met my te bid, saam met my te luister, saam met my te vra. So ek dink dis die ding, is die dae van predikante wat 'n one-man show was, dink ek is genadiglik besig om op einde te loop. Want een, jy het God nodig, jy is nie so spesiaal nie. En twee, selfs al het jy vir God, jy is nie groot genoeg om hom akkuraat te hoor nie. Jy het ander mense nodig ook. Jy het mede-pelgrims nodig wat jou help om te hoor of jy reg hoor. So in daai opsig word jy maar net 'n fasiliteerder wat vra, wat hoor ons en hoor ek reg? Of hoor ons niks nie? Ek dink dis die groot uitdaging, is om mense te leer dat God die antwoorde het. En dat ons mekaar nodig het. Wat ou eintlik ironies terugbring by die plek waar as ou die wet moet opsom. Dan sit maar 'n liefde vir God en 'n liefde vir jou naaste. So dalk is dit die groot uitdagings wat dominees vandag mee opgelei moet word. Is om te leer om lief te wees vir die Here en lief te wees vir die wêreld om jou, vir die mense om jou. Dis verseker 'n roeping, dis iets wat jy die Here se stem verseker voor moet hoor. Dankie Andrei vir die deel daarvan. Waaroor ek persoonlik bly is dat die afstand tussen die predikant en
ek wat in die bank sit kleiner geword het, want dit het vir my 'n vrymoedigheid begin skep, want die lewe het baie uitdagings. Is nie so eenvoudig soos dekades gelede nie. En 'n mens het kundige mense of mense wat ingestel is om jou te help dra, daai gemeenskap van die heiliges dan. Al is ons almal sondaars. En vandag se meer informele samekoms skep vir my daai vrymoedigheid waar as ek regtig voel ek het nie die antwoord nie, dan het ek 'n verhouding waar ek vir Andrei kan bel en sê, "Yes Andrei, ek moet met iemand gesels. Ek het 'n oor nodig." Waar die tradisioneel historiese tradisie kerk het 'n koudheid en 'n afstand gehad waar ek glad nie daai vrymoedigheid sou gehad het nie. En dis vir my 'n groot positief, want dit het direk daarmee te maak met my verhouding met die Here. Dis ek dink dan sirkel ou terug op die einde van die dag. Verhouding. Dis al wat dit is net verhoudings. Verhouding met God, verhouding met mekaar. Dis eintlik die uitdaging, is om met die lewe nie so alleen te leef nie. Dankie dat ons oor die goed kon gesels. Ek waardeer altyd jou opinie rondom die goed. Dankie vir almal wat saam gekuier het. As julle opmerkings het, deel dit in die comments gedeelte en dan kan ons ewen daaroor verder gesels. Baie dankie julle. Dankie julle.